Goedemorgen, het is donderdagochtend 26 maart 2026 en ik groet jullie hartelijk hier vanuit Bloemfonteinse Wêreld. Ja, gisteravond het ons by mekaar koms gehad hier met ons lede en belangstellendes. En was dit nie wonderlik om so 'n fantastisese groot opkoms van mense te sien nie, wat dieselfde gevoel, die gevare beleef en ervaar, die vrese, dit wat ons probeer doen om voor te berei vir 'n moeilike tyd wat potensieel vir ons voorlê. Dan is dit lekker om die deelname van 'n groot groep mense te sien. Maar wat veral lekker skiet toch lekker is om te sien hoeveel jong mense is al betrokke en hoeveel van die jonge generasie gee tree vorentoe om leiding te vat in hierdie plaaslike gemeenskap. En daaroor is ek baie dankbaar. En dit was my interessant gisteraand om op te let dat mense meer bewus is van wat aangaan in die wêreld, meer bewus is wat aangaan in Suid-Afrika, dat daar 'n groeiende bewustheid is ten opsigte van die opofferinge wat vir ons voorlê en wat vir ons gaan wag as ons weer as 'n groep een wil wees. Ek het dan ook gisteraand in my gesprek bepleit dat die strewe moet wees om ons te raak en nie ek en jy nie, maar ons. Mense praat so self graag daarvan dat hulle ek het dit gedoen, ek het dat gedoen. Ek gaan so maak, ek gaan so maak. Wat ons nodig het, is werklik waar 'n kwessie van ons gaan so maak, ons wil dit doen, in die meervoud, wat sê ons as 'n groep voel saam, dink saam, gaan saam doen. Dat dit nie altyd oor die eie ek gaan nie, maar dat dit gaan oor die belange van die breër groepering. En dit is so lekker om eenigsdenkende mense by mekaar te wees, om te praat oor die moeilike tye wat voorlê, om te verduidelik wat is die stappe wat nodig is in sodanige situasie en wat ons sal moet doen om uiteindelik die veiligheid van ons mense te kan verseker. Niemand van ons kan in die kristalbal sien nie. Niemand van ons kan sien wat uiteindelik in die wêreld gaan gebeur nie. Maar wat belangrik is, dat ongeag wat gebeur, ongeag wie of wat die vonk in die kruit vat in Suid-Afrika is of sal wees of kan wees, ons ten alle tye en ten alle koste gereed moet wees om te kan reageer, om te kan optree, om ons eie in die proses te kan beskerm. Soos ek altyd al gesê het en baie gesê het, by SBB is daar op die ou einde van die dag net een rigting en dis vorentoe. Ons het nie 'n ander opsie nie, daar is geen ander keuses wat uitgeoefen kan word nie en dit gaan oor 'n kwessie van ons moet doen, nie ons wil doen nie. En bovenal nie ek gaan dit doen wanneer daar probleme is nie, want dan dink ons nie as 'n eenheid nie, maar ons reflekteer die gevoel van ons as 'n groep, as eenheid en natuurlik enige iemand wat hulle self by ons in die proses dan wil skaar. Gesien teen die agtergrond van wat in die wêreld tans aangaan, die groeiende verwikkelinge in die oorlog in die Midde-Ooste, die aksies wat daar plaasvind op die internasionale vlak, dan ook op daai plaaslike vlak in die Midde-Ooste, die uitwerking wat dit het op die wêreld. Ons ervaar dit hier in Suid-Afrika aan die brandstofskaarste wat tans beleef word, wat heel moontlik so half kunsmatig geskep is om 'n groot wins te kan maak. Maar op die ou einde van die dag is dit 'n krisis. Is daar baie vulstasies wat nie diesel het nie.
Petrol is nog redelik bekombaar, maar nie diesel nie. Dit op sigself kan lei tot 'n eskalering in die onrustigheid in Suid-Afrika, veral wanneer daar nie genoegsame brandstof beskikbaar is om alle afleweringe te kan maak, om voorsiening te kan maak aan die mense wat afhanklik is van voedsel, afhanklik is van water en veral die vir wie dit moet aangery word. Die Afrika ekonomie van waterry met tankers en dit te gaan aflei. Dit is goed wat die massas kan kwaad maak die dag as hulle nie water ontvang nie. Maar hierdie brandstofskaarste en definitief verhoging in die koste van brandstof gaan die land swaar tref, gaan die situasie vererger, gaan dit moeiliker wees vir die armes om te oorleef en gaan die woede van die massas teenoor hulle ANC-regering baie erger raak. Ek dink ons gaan 'n punt bereik waar die massas amper spontaan hulle ongelukkigheid gaan wys in die aksies wat hulle gaan uitvoer. Dit alles as gevolg van 'n aanval in die Midde-Ooste wat gelei het tot die sluiting van die straat van Hormuz. Gerugte is daar dat daar baie skepe tans deurgaan, veral die wat bereid is om in yuan te betaal, die wat nie Amerikaans of Israelies gekoppel is nie, dit laat hulle deur, teen 'n losprys natuurlik, en daardie skepe kom uit. So brandstof sal versprei, dit sal nie skielik van ons vulstasies af verdwyn nie, dis 'n kwessie van hoeveel meer gaan dit kos, en wat gaan die impak wees van daai ekstra koste op ons lewenskoste en op ons standaarde van operasies in Suid-Afrika. Gaan dit volhoubaar wees of gaan ons 'n meer langdurige proses van probleme sit met brandstof, of is dit alles net tydelik? Maar een ding kan ek jou verseker, ek glo nie ons sal ooit weer terugkeer na die brandstofpryse voor die krisis wat nou ontstaan het nie. So hierdie is 'n duidelike bewys dat ongeag wat waar in die wêreld gebeur, dit tog 'n invloed het op ons as mense in Suid-Afrika. En juist daarom is dit so lekker om soos gisteraand in Bloemfontein te staan en ons te voel, deel van 'n groep te wees en te weet ons werk met 'n doel na 'n punt toe. 'n Punt waar ons mense kan veilig kry, maar ook 'n toekoms kan bied. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek praat dan môreoggend weer met julle. Mooi loop en 'n lekker dag. En jammer as die beeld 'n bietjie hakerig is, die sein is nie baie goed hier waar ek is nie. Aangename dag.